Goeiemôre, 7 November en hier so is 'n paar refugee en lewe in Amerika. Vrae en antwoorde vir vandag Vrydag 7 November. Eerste ene, as jou familie vir jou kom kuier wanneer jy nou klaar in Amerika bly, hoe lank mag hulle bly? So jou familie sal kom kuier, hulle gaan op 'n besoekersvisa kom, visitor visa. Die eerste keer dat hulle visa kry, die heel eerste keer gaan dit net 3 maande wees. Visa vir 3 maande, dan moet hulle uit. As hulle daarna weer aansoek doen vir 'n visa, gaan hulle 'n 10 jaar visa kry. Dit beteken nie hulle kan 10 jaar bly nie. Hulle kan nooit meer as 6 maande op 'n slag bly nie. So as hulle in land inkom op vakansie hierso om vir jou te kom kuier, moet hulle voor die einde van 6 maande weer uit wees. So onthou net daai ene. My ex-man wil nie toestemming gee dat ons teenagers saam met ons kom nie. Gaan hy outomaties 'n visitor visa kry? Nee, hy gaan nie. So jou teenager wat jou man nie wil toestemming gee, jou ex-man om te kom nie, ek weet nie hoe oud is jou teenager nie, maar onthou wanneer hy 18 is, kan hy op sy eie aansoek doen vir die refugee program. En dan het hy nie sy ouers se toestemming nodig om te kom kuier ook nie so. Maar anyways, as jy klaar hier bly en hy kan nie saamkom nie, maar hy wil vir julle kom kuier op vakansie, gaan jy hy moet aansoek doen of jou ex-man gaan vir hom moet aansoek doen vir 'n visitor visa. En hy gaan nog steeds 'n toestemmingsbrief moet gee vir hom om te kom kuier vir julle in Amerika. Ons het aansoek gedoen, ek het reeds werk en blyplek op papier. Moet ek dit vir hulle sê of moet ek maar eers die program volg en vir 'n jaar bly waar ek gaan? Hey, sê vir hulle, moenie 'n probleem met dit hê nie. Sê vir hulle hierso, ek het al hierso, hier is die papierwerk, ek het al ou wat vir my werk kan gee en verblyf kan gee. Hulle sal te dankbaar wees dat jy oorkom en nie op die program hoef te wees vir lank nie, want dit beteken net hulle gaan jou jy gaan al klaar akkommodasie en goeders het. Jy gaan ten eers op 'n spesifieke plek moet wees waar hulle jou sit net om deur die proses te kom om jou papierwerk te kry. Jou social security card, jou permit to work en al daai tipe van ding, en dan skuif jy uit na daai plek wat jou werk en akkommodasie gaan gee. Maar sê dit vir hulle in die interview, laat weet hulle, wees oop kaarte met hulle. Moet ons check travel bags en wet bags wat ons op die vliegtuig bring. As ons in Amerika aankom en ons het 'n connection flight, gaan ons weer moet betaal vir enige iets van daai vir extra bags en so aan. So, ekskuus tog. So onthou, jy gaan een tas per persoon hê, 23 kg tas, en 'n carry-on bag en 'n sak. Dit is gecover. Enigiets meer as dit moet jy voor betaal, self, in Suid-Afrika. Nou as jy in Amerika aankom, omdat jy vlieg hier met 'n groot vliegtuig hiernatoe. Hier in Amerika gaan jy nou connection flight hê na 'n ander dorp toe wat baie keer 'n kleiner vliegtuig, 'n Boeing 737 of miskien iets kleiner is, regional jet is. En dat jou carry-on bag gaan nie binne-in kan pas binne in die hold bokant nie. Dan gaan hulle daai bag moet check. Nee, omdat dit nou 'n extra check bag is, jy gaan nie betaal daarvoor nie. As jy by die kyk kom, gaan hulle nie vir jou sê, hulle sit hom onderin en jy moet hom aan die ander kant kry. So, alles wat klaar voor betaal is in Johannesburg of in Kaapstad, as jy aankom, is klaar betaal tot die einde van jou reis toe. Jy gaan nie hierso by 'n connection flight nog iets moet betaal verder nie. Iemand vra oor kar koop. As jy nou gaan om 'n kar te koop, hoe lank vat dit voor jy die kar het? Is dit met jou klomp papiere? So, ek het nou al 'n hele paar karre gekoop vandat ek hier gekom het. Nog nie een keer het dit my langer as 3 ure gevat nie. Vandat ek daar instap tot ek uitry met die kar. Nuwe kar, tweedehandse kar, maak nie saak nie. Dit het my nog nie een keer langer as 3 ure gevat nie. So, partykeer kan dit bietjie langer vat, dit hang af as hulle as jy die kar kontant gaan koop, want jy het nog nie credit score of so iets nie, gaan dit nog vinniger, maar as jy moet eers die kar, as jy die kar wil afbetaal, en dan moet eers background check doen op jou credit score en daai goed, dan kan dit 'n rukkie vat. Maar dit het my nog nooit meer as 3 ure gevat, om in te stap by die car dealership, of met my ou kar daar aangery te kom, en dan weg te ry met 'n nuwe kar, minder as 3 ure. Klaar geregistreer op my naam en alles. So al die papierwerk, alles is afgehandel. As jy daar ry, binne 3 ure daar ry, het jy al jou versekering vir jouself uitgesorteer en alles. So jou kar is joune, jy ry daar weg met hom. In die banksin as jy nog afbetaal, maar nog steeds is joune. As my dogter 'n refugee is en sy is 18, sal sy kan gaan studeer as ons in Amerika aankom.
enige ou kan studeer as jy in Amerika aankom. Jy hoef nie net 'n kind te wees of onder 18 of oor 18. Enige iemand kan studeer as jy in Amerika aankom. So baie state gee vir jou eerste 2 jaar jou associate's degree free. Jy kan aansoek doen en jy het verniet doen. Baie state doen dit, maar jou bachelor's degree moet jy betaal. Maak net seker jy bring al die skoolsertifikate en goed saam, om te wys wat jou vlak van education, en jy doen jou aansoek soos enige ander. En daar's baie plekke as jy in jou stad of dorp waar jy is, gaan jy community toe. Daar's baie communities wat support refugees om deur skool te gaan. Is dit die moeite werd om oor te kom? Iemand vra my daai spesifieke vraag. Nou, ek gaan nie al hierdie moeite doen en al hierdie video's weekliks maak as dit nie moeite werd was nie. Iemand wat nog daai vraag vra, is iemand wat dalk op die draad sit en weet nie hoekom. So, hey, niemand force jou nie, as jy nie wil kom nie, is fine. As jy dink dis nie die moeite werd nie, dis fine. Persoonlik, wat ek kan sê, dis beslis die moeite werd. Dis hoekom ek nog hier sit, anders sou ek mos lankal ook terug gewees het in Suid-Afrika. Iemand vra 'n bietjie oor die politiek, hulle is nie lekker seker nie, wat van die midterms, hoe werk dit, en so aan, en is die Democrats besig om veld te wen? Wat julle laas Dinsdag gesien het, hierdie Dinsdag wat verby is, dis nie 'n midterm verkiesing nie, dis 'n off-a-year verkiesing, dis hoekom dit net 3 of 4 plekke was, en dit was net vir meyers en 2 governors en 'n meyer, so, en dit was klein. Dis 'n die midterms is volgende jaar November. Dan is dit ook nie almal nie, dan is dit 'n klomp senators en 'n klomp kabinet, of nie kabinet, die klomp senators en 'n klomp house members wat op is vir election. En dis gewoonlik waar jy bietjie skui weer links of regs of so aanhanger van die eerste 2 jaar van die presidentsie. Mense vra, is dit die Democrats besig om veld te wen? Nee, daai verkiesing wat Dinsdag was veronderstel gewees om gewen te word deur die Democrats, want dis Democrat state waar dit in plaas gevind het. As dit die Republicans is wat daar gewen het, dan is daar groot moeilikheid, baie groter moeilikheid vir die Democrats as wat ek gedink het. So, nie op die oomblik nie, ons sal sien volgende jaar, hoe gaan dit, daar gaan partykeer wees, daar gaan partykeer ons wat hulle seats verloor, en hy skuif bietjie op en af. Maar dit gaan jou groot impact hê nie, die president is steeds die Republican, hy sê final signature op goeders. So, moenie worry dat dit 'n impact op die program kan hê, as die, sê maar, kom ons sê volgende jaar November, wen die Democrats die House en die Senate. En, hulle probeer nou 'n plan maak om hierdie program te stop. Hulle kan, president gaan dit eenvoudig nie teken nie, en hy gaan dit veto. So, moenie dat dit jou skrik maak nie. Die program gaan definitief loop vir die volgende nog 3 jaar. Terwyl Trump in die kantoor is. Hoe gereeld tree Dolly Parton en ander bekendes op daar in Nashville, die wat van Nashville afkom? Lekker vraag. Hulle onthou hier's die Nashville, die Country Music Festival is elke jaar hier so in Nashville. Al die groot country sangers kom na die Country Music Festival, toe hulle stay die hele Broadway straat in Nashville, downtown Nashville, en daar's 5 stages wat in die straat opgerig word. Dan is daar die Bridgestone Arena en die voetbalstadium en die ander arena langs dit, en hulle kom perform daar for free. Maar daar's ook die Grand Ole Opry wat hulle baie kom konserte doen, as elke naweek 'n konsert in die Grand Ole Opry, van mense van reg oor die land, country sangers en so aan. So as jy in Nashville bly, het jy gereeld access na country sanger. En dan ook het jy in Nashville elke liewe dag live country music en al die pubs wat in Broadway straat is. En dis nou nie baie bekende mense partykeer nie, maar hulle speel allerhande country musiek. Laaste vraagie. Wat ek wil sien, ek het feedback gekry van iemand, dit lyk, misblykbaar is die probleme met die application proses, die nuwe application proses wat die 4de November begin het, op die US Embassy se website. Baie mense is dit vasgehaak hier by punt nommer 9 of so iewers, en dat dit lank gevat om deur te gaan of errors te kry. Blykbaar is daai bugs opgesort en uitgevul, so gaan aan en doen aansoek en gaan aan met die proses, en ons kyk hoe ver kom het. Gooi vrae hierso oor, ekstra vrae onder aan hierdie video, en dan sal ek nou nie môre 'n kans hê vir 'n live nie, maar ek kan 10 to 1 Sondag 'n live doen, en as ek dit Sondag 'n live kan doen, Q&A session, dan sal ek julle vroegtydig laat weet en 'n waarskuwing uitsit.
So sien julle moontlik dan Sondag. Baie dankie.